Okay, so vandag is net 'n inleiding oor grafieke, hoe om dit te interpreteer, watter soorte data ons kry. So met ander woorde, datapunte kan geklassifiseer word in verskillende kategorieë. Jy kry diskrete data en dan kry jy kontinue data. Nou, diskrete datapunte is individuele kolle of individuele waardes. Daar is nie breukdele of jy weet 'n interval van waardes wat van toepassing is nie. 'n Goeie voorbeeld om diskrete data aan julle te verduidelik is die aantal doele. Nou, as jy sokker speel en jy skop die bal in, dan is dit 1 doel. Jy het nie 1 en 'n halwe doel aangeteken nie, dis 1 doel. As jy dit weer reg kry, is dit nog 'n doel. Dis diskrete datapunte. Heel getal hoeveelhede, okay? En hier het hulle nou gekyk oor die jare na al die doele wat Brasilië in die FIFA wêreldbeker toernooie aangeteken het. Hulle het na 11 toernooie gekyk. Okay, oor verskillende jare. Dit is diskrete data. Kom ons interpreteer gou 'n bietjie wat hier aangaan. Hoeveel doele het Brasilië in 1978 aangeteken? Nou zoom jy in. Hoeveel doele? 10. 10. Jy kyk na die jaartal. Ai, wag. Daar is jou jaartal. En dan lees jy dit af van die y-as. Dan sien jy 10 doele. Sebastian, het jy geluister? Is jy seker? Ek check maar net. 10 doele. Hoeveel doele het hulle in 2010 aangeteken? Dit lyk vir my soos 9. In watter jaar het hulle die maksimum getal doele aangeteken? Die meeste doele? 2002, mooi. Sien, dis nie moeilik nie. En die minimum? Nie moeilik nie. In watter jare het hulle dieselfde aantal doele aangeteken? Dit lyk vir my of daar 3 jare is wat hulle 10 doele aangeteken het. Ja, daar's meer as 1, ek stem saam, mooi. So, hier is daar meer as 1 antwoord. Ons kan sê dat hulle dieselfde aantal doele, dan kan ons sê 1978, 1986, 2006. Maar toe het Jacobus vir ons gesê, juffrou, daar's nog punte. Okay, Jacobus sê vir ons, juffrou, in 1994, is jy seker? Ja, en 2014. Daar het hulle ook dieselfde aantal doele aangeteken. Hoeveel is dit? Is daar nog? Nee, ek dink nie daar's nog nie. Daar's nie nog nie. Okay, so kom ons sit daar sommer net in groen. Dit was gewees okay, watter tendens? Hier moet ons begin interpreteer of analiseer of tot 'n gevolgtrekking kom. So dit noem ons gewoonlik jou vlak 3 of jou vlak 4 vraag, eintlik 'n vlak 4 vraag. Watter tendens neem jy waar ten opsigte van die doele wat tydens die 11 wêreldbeker toernooie aangeteken is? Dit is nie 'n baie lekker vraag nie. Ek sou die vraag anders gestel het. Ek sou gesê het, tydens watter interval het Brasilië se doele toegeneem? So ek sou gesê het, waar het dit toegeneem? Ek sou gesê het, dis in hierdie gebied het die aantal doele toegeneem. So tussen 1990 en 2002 het ons 'n drastiese toename gesien in die aantal doele. Dis die tipe vraag wat ek eerder sou vra. Maar kom ons kyk gou wat sê hulle hierso. Hulle wil net hê ons moet praat oor die tendens. So tussen watter jare neem dit toe, wanneer neem dit af ensovoorts. Okay? In hierdie interval het die aantal doele toegeneem van 1974 tot 1982. In die volgende interval
het die aantal doele afgeneem. Toe is daar weer 'n toename en toe is daar weer 'n afname en 'n bietjie van 'n toename. Dit is eintlik wat hulle wil hê. Ry die rollercoaster op of af. Dis wat hulle wil hê, jy moet net verduidelik. Ek sou 'n bietjie meer spesifiek gewees het. Ek sou gesê het beskryf die tendens tussen 1990 en 2002. Dis wat ek sou vra. Dis meer, jy weet, gefokus. My opinie. Dan kan jy sê dit toegeneem. Ag, en dan vra hulle vir ons, wat gee 'n moontlike rede of gee moontlike redes vir hierdie tendens? Hoekom sien ons dat dit toeneem en afneem? Ja, so ons kan sê, eerstens, dit is normaal vir sokkerspanne of enige sportspanne om goeie en swak seisoene te hê. Ek lees dit letterlik hier uit die handboek uit, okay? Dit kan wees dat nuwe spelers ingekom het, ander spelers het dalk beserings gekry, daar's dalk ander afrigting. Jacobus. Daar's verskeie redes hiervoor. Is dit? Wat kan gebeur in 'n baie swak seisoen? Wat kan die spanbestuurder dan besluit? Wat kan hy doen? Hoe gaan hulle nuwe spelers in hulle span inkry? Hulle koop die spelers. Hulle kan, ek weet nie. Okay, dis dit. Wat ek wel wil hê julle moet raak sien, ons het hier gesê dat hierdie is 'n voorbeeld van diskrete data, individuele punte, doele. Daar's nie halwe doele nie, dis hele doele. Hierdie punte word verbind met 'n stippellyn. So jy kan hierdie lyngrafiek, jy kan die tendens waarneem en hierdie punte word verbind met 'n stippellyn. Dit gaan altyd so wees vir diskrete data. Nou kom ons vergelyk dit dan nou, want obviously as ons diskrete data doen, dan moet ons nou seker maar kontinuë data ook doen. As julle my net gou 'n oombliekie kan gee. En nou of julle dit op die bord sit. Ek align hom net gou, okay. Nee, dis die verkeerde een. Dis weer die verkeerde een. Nee, ek wil hom nie delete nie, ek wil 'n nuwe een insit, die regte een, pasting, there we go. Dis wat ek wou gehad het. Oeps. Okay, kontinue globale grafieke. So kontinue data is 'n klein bietjie anders. Hulle sê hier vir ons dit is data wat gemeet word. Dit kan enige reële getalle insluit. As ek vir jou sê enige reële getalle, dan bedoel dit of dit beteken jy kan werk met breuke, desimale, negatiewe getalle, positiewe getalle. Dit hoef nie net telgetalle te wees nie. Dis nie soos die aantal doele wat gemaak is, whatever nie. Alright. So, veronderstel ons is op soek na 'n verband tussen die massa in kilogram van mense wat gym en die hoeveelheid voedingsstowwe in gram wat hulle elke dag inneem. Okay. Dit word gemeet, dit word nie getel nie. Dis moontlik dat 'n persoon soveel kan weeg. Dis nie 'n telgetal nie. En die voedingsstowwe kan ook 'n desimaal wees.
Dit word nie beperk tot tel getal, is baie belangrik. OK, so nou, in so 'n geval verbind ons hierdie punte met 'n reguit, soliede lyn of 'n kromme. 'n Kromme is as dit 'n kurwe sou maak. In die geval het ons 'n reguit lyn. Hierso het ons nou 'n voorbeeld waar ons sê jy die afstand wat die voertuig ry in kilometer en die tyd wat dit neem in ure. So obviously as dit tussen 5 en 10 minute is, gestel 6 en 'n half minute of wat ook al, dan gaan die afstand mos nou nie 'n perfekte heel getal wees noodwendig nie. Hoe verder die persoon ry of hoe langer die persoon ry, hoe verder ry die persoon. Dis kontinue data, daar's breuke en desimale. Hoe ver het die motor na 7 ure gery? Nou moet jy inzoom. Dis 7 ure. Dit lyk vir my min of meer so 700 km, min of meer. Hier gaan ons ook 'n interval regmerk, give or take 5 km of 10 km. So ek sou sê 7 km. Nou, hoeveel uur het die motor 1000 km afgelê? Nou moet jy by 1000 km begin en dan sien jy min of meer 10 ure. Jebel. Kom sê my boek 1000 km. Ag, wag net gou julle. Nee, ek is verkeerd. 700, dankie. Sorry. Ja, jy gaan baie stadig ry as jy 7 ure en 7 km ry. OK. Dankie, 700 km en dan 10 ure stem julle saam daarmee. Cool. Hoe lank sal die motor neem om 3000 km vanaf O te ry? O is maar net jou beginpunt. Ja, ons kyk gou daar, korrek. Wanneer het die afstand vanaf O toegeneem? Ek sou sê vanaf O tot C en vanaf D tot E. Daar's 2 punte. Dis wat ek dink. Ek gaan seker maak hiervan. Watter vraag is ons nou by? Ja, ons is heeltemal reg. Maar hulle vra wanneer het die afstand? So ek sou sê dit is tussen O tot C en D tot E. Maar as hulle vir jou vra wanneer, is dit amper asof hulle die ure wil hê. So dis 0 tot 15 uur. En dan ook wat 20 en 30 uur. Is julle tevrede daarmee? OK, wanneer het die afstand afgeneem? Ja. 30 tot 40. OK, daar is nog vragies op die volgende bladsy. Hulle vra wat is die maksimum afstand wat die motor vanaf O gery het? Wat is die maksimum afstand? 3000. Ek stem saam. Vraag G is verduidelik wat van C tot D gebeur het. Ja, die kar staan 'n bietjie stil. Hy vat 'n lunchbreak. Die kar het ophou beweeg. Enigiets waar ek weet dat jy weet die kar beweeg nie. Die kar staan stil. Hy beweeg nie. Dis 'n horisontale lyn. Daar's tydsverloop, maar daar's nie afstandsverloop of daar's nie 'n afstandverskil nie.
En dan is die grafiek diskreet of kontinu, dit is kontinu. Hoekom? Want die tyd en afstand is nie beperk tot telgetalle nie. Kontinu. Jy kry kontinue data, maar hierdie is net kontinu. Enkel fout. En dis omtrent dit. Ons kan sekere berekeninge ook doen, ons kan daarna kyk. Ek dink kom ons doen dit maar, terwyl ons nou weer is. Wag, hoe laat lui die klok? Oor, daar is nog baie tyd oor. Okay. Daar is nog 10 minute oor, is genoeg tyd. Dink julle dit gaan nou werk? Copy foto. Ons kyk of hy werk. Okay, kan julle almal sien wat hier aangaan? So daar's 'n duiker. Die water bokant hom, lekker, oefen druk uit op die duiker. Ons sien vir elke 10.6 meter onder die water gaan die druk toeneem. Oulik. Goed, so, wat het ons sê? Ons het die druk van die water, dit word gemeet, hallo? Ja, dis reg. En dan het ons ook die diepte onder die water. Toon aan dat die druk 6.6 kg is. Ek sien mal oor daai eenheid nie, want druk word eintlik in Pascal gemeet, maar dis eintlik nou maar, ja, dis fyn. Dis eintlik Newton per vierkante meter. En dis die eenheid van Pascal, maar ons los dit nou maar hierso. Toon aan dat dit 6.6 kg is as die diepte 10.6 meter is. So ons moet nou die diepte gaan afmeet. Ons soek 10.6 meter. Daar is 10.2, 10.4, 10.6. Nou gaan jy op en dan meet jy hom na jou y-as toe. Dit lyk vir my soos 11, maar ek dink ek is 'n klein bietjie af. My lyn is 'n klein bietjie af. Kom ons vat hom net gou 'n bietjie die kant toe. More or less 10.6. Maar hulle wil nie hê jy moet dit afmeet nie. Hulle wil hê jy moet dit bereken. Nou dink gaan aan ons inset en uitset waardes waarmee ons onsself besig gehou het in die vorige les en in die huiswerk. Daar was 'n funksie of 'n reël. So hier het ons eintlik ook inset en uitset waardes. Jou insetwaardes staan bekend as jou x-waardes. Jou uitsetwaardes is jou y-waardes. So wat hulle wil hê is hulle wil hê jy moet 'n insetwaarde vat van 10.6 meter en dit instel in jou vergelyking. Ja, hulle wil hê jy moet die druk gaan bereken en sê die druk van die water is my uitsetwaarde is 0.6 maal die diepte. Wat is die diepte, Jornay? 10.6.
plus 0,24. Dit is jou vergelyking of jou formule. Hulle wil hê jy moet hom gebruik. Is julle by? OK, kom ons gebruik 'n sakrekenaar hierso. Kyk of julle die regte antwoord kry. As ek 'n sakrekenaar by my het vandag. O, jene. Het ek my sakrekenaar uitgeleen? Nee man, hier is hy. 0,6. Nee, Clarence, kom jy reg? Jy het dit nie gedoen nie. Ek kry 6,6 as 'n finale antwoord. Is dit nie wat hulle wou gehad het nie? Dis presies wat hulle wou gehad het. Toon aan dat die druk 6,6 kg is. Jy moes daai vergelyking gaan neerskryf het. Ek gaan hom hierso cut en paste. Ag nee, Anja. Sal hom maar net hier weer vir julle hierso neerskryf. Bereken die druk teen 'n diepte van 21,5 meter. So dis weer 'n geval. Liam, kom as jou skoene uit. By vraag B, bereken die druk teen 'n diepte van 21,5 meter. Karlien, kom jy reg? Hulle wil nie jy moet dit afmeet nie, hulle wil hê jy moet dit bereken. Ons kan dit definitief vir jou in jou toets vra. OK, happy? Vraag C. Bereken die diepte van die duikers. Nou gee hulle vir jou die druk, jy moet die diepte bereken. Ons kan dit doen. Hulle sê vir ons die diepte, ek jok, die druk is 15,5. Ons gaan dit nou op die grafiek ook gaan aflees. Dis waar jy die inverse bewerking doen. So daai hele oplos van vergelykings kom weer hier ter sprake. Hoe gaan ek nou die diepte alleen kry? Hoe gaan ek die diepte bereken? Deel met 0,6. Baie dankie. Dis presies wat ek wil hê. So jy gaan albei kante gaan deel met die koëffisiënt van die diepte. Die koëffisiënt is die 0,6. Is dit meter? Kom ons kyk of ons dit reg het. Wys dit op die grafiek. 15,5. So as hulle vir jou sê 15,5 is jou druk, dan is dit min of meer daar. Ons kyk of ons dit reg kry. More or less 24 punt iets. (4,3, 24,4 meter. Ek neem aan dis meter. Dis meter, ja. Goed, wat is die maksimum diepte wat die duiker duik? Verduidelik hoekom die duiker nie nog dieper duik nie.
Korrek, so noem vir my die punt op die grafiek wat sy maksimum diepte is. Ja, dis punt A, dis by 30 meter en dan sien ons hy gaan dan weer begin surface. Suurstof hê nie, dis baie moontlik. Okay, kom ons kyk wat sê Liso. Hulle sê vir ons die maksimum diepte is 30 meter. Die duiker sal nie die druk oorleef as hy dieper sou duik nie. Okay, hulle gaan vir hom squash. Okay, die water. Is 30 meter, dankie. En wat gebeur van O tot A? So wat gebeur tussen die aanvanklike punt en A? Hy duik dieper. Okay. So hy gaan af onder toe. Volgende vraagie, wat gebeur van A tot B? Hy gaan weer boontoe kom, na die oppervlak van die water. En dan die grafiek, ons wil weet, is dit diskreet of kontinu en verduidelik. Dis kontinu, want die druk en die diepte is nie beperk tot telgetalle nie. Dis dit. Skryf julle huiswerk.